Goeiemôre. Dis ek op die lug. Ek hoop hartlike goeiemôre vir almal hier so ook. Ons so oomblik gee draai na mekaar toe, groet iemand wat jy nog nie gesien het nie. So 'n lieflike oggend, maar ek sien die wind kom op en die weer kom op, maar ons weet ook die Here is in beheer daarvan. Ons gaan met 3 liedere begin, wat ons sommer sittend sal sing. Jy sal sien, Jacques is nie hier voor die klavier vanoggend nie. Hy is op besig om sy 20ste huweliksherdenking te vier. So ons is ook saam met hom bly daaroor. Ek weet ek was in die week by mense wat amper by 60 jaar draai, so ons op hulle eie fase, maar 20 is nog steeds baie, so ons is dankbaar saam met hulle. Die derde lied wat ons gaan sing, gaan ook deel vorm van ons fotum. So hy mag dalk iets wat onbekend wees. Hy's 'n redelike bekende psalm in die psalmwêreld, maar hy's op die Toseus woorde. Dit is of eintlik ons gaan die woorde sing, send hier uit die hemelse gewenste, Psalm 43 se 3de vers. So as hy onbekend is, luister dalk net so 'n bietjie. Ek het vir Tannie Hannelie gevra daarbo om ook vir ons die wysie eenmaal deur te speel voordat ons dit sing. So hopelik gaan ons van daar af goed werk. So die eerste 2 liedere wat ons gaan sing, liedboek 200, U goed uit Heer, vers 1, 2 en 3, en dan ook liedboek 207, Eer aan die Vader, vers 1 en 3. Kom ons sing dit sittend saam. Kom ons probeer weet aan die Annelie asseblief. Zal het brengen ons die
Ons raak 'n paar oomblikke stil en raak ook net bewus van God se unieke teenwoordigheid hier vanoggend. As gemeente saam hier vanoggend roep ons ook die Here aan. En ons roep hom op sy beloftes wat hy vir ons maak en daarom in die woorde van Psalm 43, stuur u lig en die waarheid, laat dit my lei, my bring na u heilige berg en na u woning, sodat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God wat my van blydskap laat jubel, en sodat ek, o God, my God kan prys met 'n lied. Ons sing dan nou ook saam weer hierdie psalm wat sopas geleer het en dan sal ek ook 'n seëngroet vir ons doen en dan sal ek die res ook aandui. Ons gaan aan. Genade en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ek gaan daar vir 'n oomblik stop dan Hanlie en ek gaan aanskuif na die inleiding indien tensy hy nou weer beweeg. Daarso. Nog aan en dan gaan ons by die lofsang uitkom. So kom ons staan dan met die Here se genade gaan ons dan aan die Vader dank en ere sing liedboek 453 en dan ook liedboek 431 O Gees van Vader en van Seun wat ook op die bewysie is indien dit bekend is van Psalm 84. Kom ons staan en sing ons aan die Vader dank en ere. Ons volheid
Ek lees volgens vir ons 'n variant op die wet uit Kolossense 3 vanaf vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daar bo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op die aarde nie. Julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus verskyn, wat hy wat julle lewe is, sal julle ook saam met hom in heerlikheid verskyn. Daarom moet julle daardie deel van julle wat op die aarde gerig is, doodmaak. Onsedelikheid, onreinheid, welis en slegte begeertes en ook gierigheid wat afgodsdiens is. As gevolg van sulke dinge kom die toorn van God oor die seuns van ongehoorsaamheid. Ook julle het vroeër daaraan meegedoen, toe julle nog onder hulle geleef het. Maar raak ook julle van al hierdie dinge ontslae: woede, driftigheid, kwaadwilligheid, lastering en onwelvoelige taal wat uit julle mond kom. Moenie vir mekaar lieg nie, aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het en die nuwe mens aangetrek het, wat tot volle kennis en na die beeld van sy Skepper vernuwe word. Wanneer ons hierdie hoor, hoe ons aan die een kant toe Christus ons vernuwe het, toe Jesus deur sy kruisdood ook ons nuwe mense gemaak het, maar aan dieselfde kant hoor ons ook waar ons tekortval. En daarom gaan ek 'n oomblik van stilte gee. Ons kan nadink ook waar ons tekortval in ons lewens en ook dit vir God kan gee wat ons reeds vergewe het. Kom ons raak stil. Ons weet dat ons skuldig staan voor God. As nie vir Jesus was nie, sou ons skuldig bly staan en daarom gaan ons ook nou skuldbelydenis doen. Julle sal sien dis interaktief. Die gedeelte wat sê gemeente is inderdaad julle en dan sal ek die voorganger ook vir ons lees. Wees ons genadig, o God, volgens die troue liefde. Wis ons oortredings uit volgens die groot ontferming. Want ons is deeglik bewus van ons oortredings en ons sonde is voortdurend voor ons. U gelyk sal hê as u uitspraak lewer, volkome reg wanneer u oordeel. Kyk, getrouheid verwag u reeds in die moederskoot. In die verborgenheid leer u ons wysheid. Amen. Dan weet ons ook die wonderlike belofte in 1 Johannes 1 dat elkeen wat opreg hulle sondes vir die Here bely, sal gered word. En daarom dan gaan ons nou staan en ons geloof bely as vergeefte sondaars, as ons sonde bely is getrou en regverdig, en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. Kom ons staan en bely ons geloof met die apostoliese 12 artikels, die apostoliese geloofsbelydenis, en dan kan julle ook gaan sit en dan vra ek ook al die kinders om vorentoe te kom. En kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Al die kinders vra om vorentoe te kom. Ek weet dis nie baie nie, maar ek het julle nodig. Ons kyk wie is hier. 1. Kan ek die tieners vra om ook vorentoe te kom? Ek gaan julle kom help my hier met 'n projek. Was meer. Dankie Libby. Dit gaan 'n interessante oefening wees. Kom staan nie bo dat die mense kan sien. Ek wil hê julle moet julle self rangskik van langste tot kortste. Kom. Julle moet nou besluit waar sy moet kom. Okay, nou ons kyk. Maar jy staan langer as hy, so julle moet omreg. Dis reg, né? Nee, hoe dan nou nie? Maar sy staan duidelik. Stem jy nie saam nie, Libby? Maar sy doen nie dan altyd reg nie. Dis 'n moeilike vraag. Maar as ek nou sê dat hy korter is as sy, hoe gaan ons dit nou bepaal? 'n maatband. Kyk, kom ons gaan haal 'n maatband. Nou hoop ek kan hom hier. Daarso. Okay. Kom, wys my. Ernstel. Baie dankie. Julle kan maar gaan sit. Ek was 'n baie vinnige fokus. Die punt wat ek hierdeur wil maak, en ons sal nou vandag uitkom by 'n tema van waarheid, is 'n maatband is soos die waarheid. In die sin dat as ons sou stry oor iets, dan is daar een manier om te kyk of dit waar is, en dis om 'n maatband te kry. As die wêreldse leiers stry oor wie se ego die grootste is, kan ons 'n maatband vat en dit meet. En net so is die wet en die Bybel vir ons 'n riglyn tot waarheid. Dit help ons om te sien wat waar is en wat nie waar is nie. En, ek het die kinderlied vergeet. Woont aan daai. Ons gaan nou eers die kinderlied sing. Die kinderlied, alhoewel daar nou net 2 kinders was, is as hy weer kom, vers 1 en 3, hy is die weg en hy is die waarheid, is dan ook in vers 3. So as ons kan omblaai daartoe, sing vinnig die kinderlied en dan sal ek aangaan met my verduideliking. As hy weer kom, kom haal hy sy kinders, al sy kinders, wat in hom glo, om by hom te wees. Ons wag op die Here, en ons sing tot sy ere. Hy kom weer verseker, om ons te kom haal. Hy is die weg en hy is die waarheid,
dit was nogal 'n groot versoeking vir my. Ek sien is nog tegniese uitdagings ook, soos 'n baie groot versoeking om vanoggend nie te sê as die kat weg is die muis baas nie. Ons het bepaald nog net 'n maand hier. Dieselfde Sondag Jacques, soos ek genoem het sy huwelingsherdenking. Sam vat haar eerste afnaweek vir die jaar. Wat sy eintlik laas kwartaal al moes gedoen het. David is ook op verlof, so ons is dankbaar vir Tannie Hanlie wat uithelp en ek is nie seker of Henny vanoggend is nie, maar hy is ook afgetree, so dan's 4 van die groot personeel is weg. So ons 'n paar kerkraadslede, Stefan, ons is dankbaar het teruggekom van PE af, so nog een mens om my dop te hou. Maar ek sou nie die grappie kon maak nie. Dood eenvoudig omdat dit nie waar is nie. En dis nie waar nie want daar's eintlik niemand wat oor mense kop is nie. Ons is gelyk, ek en Sam is op gelyke vlak, geen amper oor 'n ander een nie. Kerkraad hou toesig ensovoorts, maar dit het my laat wonder oor wat beteken dit as iets waar is. Wat maak 'n ding waar, wat maak 'n ding nie? As ek sê hierdie hout is waar of dit bestaan, dan praat ek die waarheid. As ek sê hierdie hout is solied, hy is nogal redelik hard, dan praat ek die waarheid. As ons 'n maatband uithaal, kan ons hom meet, ons kan weet presies hoe waar dit is. Maar tog is daar ander goed wat waar is. Soos waarheid soos iets soos gravitasie. Dit as ek 'n boek vat of enigiets anders en ek laat val hom, dan is gravitasie waar, maar ek kan dit nie sien nie. Wetenskaplikes kan dit meet, maar vir die gemiddelde mens kan ons dit ook nie eintlik meet nie. Maar ten spyte daarvan, as ek maak nie saak hoe hard ek dink nie, ek kan nie laat gravitasie ophou gravitasie wees nie. Ek kan nie dink dat gravitasie vals is of verleen is, en dan ewe skielik is dit nie. En daardie insig gaan jy nooit beter verstaan as die oomblik wat jy oor jou vlieg se handvatsels gaan en vir die teer staar nie. Daar kan jy maar dink soveel soos wat jy wil dat jy op die maan is, maar jy gaan hard val en agterkom gravitasie is waar. Tog is daar iets wat meer waar is as gravitasie. Iets soos liefde. As ek vir Ayla sê ek is lief vir haar, dan is dit waar. Ten spyte daarvan dat sy dit nie kan sien nie. Sy kan nie noodwendig met 'n maatband vashou nie. Maar dis meer waar as net hout, en is meer waar as net gravitasie, want dit is ook waar in die toekoms en in die verlede. En ons weet dat dit intuïtief so is. Ons weet intuïtief dat liefde meer waar is as klomp ander goed, want as ons 'n geliefde verloor, maak dit baie seer. Dit los 'n gat wat mens nie kan sien nie. Maar terselfdertyd lewe ons in 'n gebroke wêreld. 'n Wêreld waar 'n man vir sy vrou kan sê hy is lief vir haar, op dieselfde dag wat hy op haar verneek. En daai wat hy sê, is nie waar nie. Dit is vals. Net soos wat 'n vrou dalk skinder oor 'n kollega of 'n vriendin of 'n tannie waarvan sy nie hou nie en sê, ek deel maar net inligting, asof dit nie die waarheid verdraai nie. En dit is kenmerkend ook van ons tyd. Hierdie gedagte dat waarheid verdraai kan word, dat waarheid verander kan word. En 'n beeld wat ek kan dink, en dis hoekom 'n wasseël is 'n wasneus. Asof jy in 'n fliek is en jy kan net jou neus draai en verander soos wat dit nodig is. Voel dit asof die wêreld dink hulle kan net waarheid buig en verdraai en skuif. En ons sien dit in sinsnedes soos ek leef my waarheid. Wat vir jou waar is nie noodwendig vir my waar nie. Of jy moet net glo dat jy genoeg is. Jy moet net glo en dinge sal beter wees. Asof die mens waarheid kan verander. As hy nie van hou hoe waarheid hom laat voel nie. Of sy nie hou van wat dit beteken nie. Maar vir die gelowige is dit anders. Ons glo dat ons God, die lewende God, die enigste God, is die bron van waarheid. Hy is die weg en hy is die waarheid. Hy is die gees van waarheid. En daarom moet ons hart, siel en verstand voor sy waarheid laat buig. Want soos ons reeds gesê het, is dit moeilik in 'n wêreld soos hierdie.
Ons stem nie altyd saam met die waarheid nie, ons hou nie altyd van die waarheid nie. En boonop dit, hoe bepaal ons wat waar is? Hoe dink ons oor wat waarheid is? En dalk, hoekom maak dit saak? Vandag gaan ons kyk na hierdie konsep van waarheid aan die hand van Psalm 43 en ook net 'n gedeelte uit Johannes 17 wat vir ons gaan agtergrond gee. Die psalmdigter leef hier in 'n tyd, in 'n wêreld van ongeregtigheid waar waarheid verdraai word en hy pleit na God om sy lig en waarheid te stuur, om ons te lei, sodat sy siel weer hoop kan hê. En ons leer dan hier ook in die Psalm, en hier is die drie aspekte. Waarheid is 'n persoonlike vesting, waarheid lei ons, is 'n gids, en waarheid gee vir ons hoop. So ons gaan dan blaai na Psalm 43 en ook Johannes 17, ek sal met Johannes 17 begin. En voordat ons daarby uitkom, gaan ek ook net vra, net voordat ek bid, kom ons bid, na die oproep. Kom ons sluit die oë. Dankie Here vir die wonderlike geleentheid om hier vanoggend by mekaar te kan wees, en dankie ook, dat ons die voorreg het, om as 'n gemeenskap van gelowiges hier by mekaar kan kom. En daar waar ons nie noodwendig wonderlike weer het nie, en tegnologiese uitdagings, en allerlei verskonings, om ons aandag af te trek van die woord, wil ek kom vra dat U deur die Gees ons aandag sal vestig op dit wat U vir ons vandag wil kom sê. Dat U die een is wat alle goed wat ons aandag kan aftrek sal stil, en dat U ook ons harte sal fokus op U, los van die emosies van die wêreld, los van die koue daar buite, sodat ons sal hoor wat U vir ons wil kom sê, en Here spesifiek wat U waarheid is, wat ons vandag moet hoor en verstaan. Ons bid dit nie omdat dit verdien nie, maar alleen uit U genade. Amen. Ek lees vir ons saam uit Johannes 17 vanaf vers 9. Kom ons luister saam na die woord van die enigste en lewende Here. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat U aan my gegee het, omdat hulle aan U behoort. En alles wat myne is, behoort aan U. En wat aan U behoort, is myne, en in hulle is ek verheerlik. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld. En ek kom na U, Heilige Vader, bewaar hulle wat U aan my gegee het, in U naam, sodat hulle, net soos ons, een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle wat U aan my gegee het, in U naam bewaar. Ek het hulle ook beskerm, en niemand van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na U. Ek sê die dinge terwyl ek in die wêreld is, sodat hulle my blydskap volkome in U kan hê. Ek het aan hulle U woorde gegee, maar die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle deur die waarheid, U woorde is die waarheid. Net soos U my in die wêreld gestuur het, so het ek ook hulle in die wêreld gestuur. En terwille van hulle heilig ek myself, sodat hulle ook deur die waarheid geheilig kan wees. En dan blaai ons ook na Psalm 43 toe. Ons luister verder na die woord van die Here. Handhaaf my reg, o God, en verdedig my saak teen 'n ontroue nasie. Bevry my van mense wat bedrog en onreg pleeg. U is immers die God by wie ek toevlug soek. Waarom verwerp U my dan? Waarom moet ek in rouklere loop oor die verdrukking deur 'n vyand? Stuur U lig en U waarheid. Laat dit my lei, my bring na U heilige berg, na U woning, sodat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God wat my van blydskap laat jubel, en sodat ek U, o God, my God, kan prys met 'n lier. Waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom, my God, weer dank vir die verlossing wat hy, my God, deur sy teenwoordigheid bring. Tot sover aan die woord van die enigste en lewende Here.
Die eerste punt waarby ons gaan stil staan, ons het genoem, waarheid is 'n persoonlike vesting, waarheid lei ons en waarheid gee hoop. So sê waarheid is 'n persoonlike vesting, sê ons dit want God is die bron van waarheid. En waarheid is gegrond in sy persoon, met ander woorde in wie hy is. En ek moet bieg vanoggend vir julle, ek sukkel self nog om mooi te verstaan wat hierdie beteken. Maar net omdat ek dit nie verstaan nie, kan ek nie stop dat dit my verander nie. Want net omdat ons nie daai diepte ken nie, van wat dit beteken dat God die bron van waarheid is, beteken nie dat dit nie waar is nie. Psalm 43 se eerste vers sê, of roep die psalmdigter uit en hy sê, handhaaf my reg, o God, en verdedig my saak teen 'n ontroue nasie. Bevry my van mense wat bedrog en onreg pleeg. Hoekom sê hy hierdie? Want hy sien 'n gebroke wêreld en roep tot 'n volmaakte regter, tot God, wat met 'n maatstaf sal kom, met 'n maatband, om te oordeel. En ons verstaan hierdie emosie baie goed. Want ons lewe ook in 'n gebroke wêreld. Ons verstaan dit wanneer iemand voor ons inry in die verkeer. Of as iemand ons verkeerd of ongeskik behandel, as iemand teen ons onreg doen, of wanneer ons 'n geliefde verloor aan iets so erg soos kanker of moord. Hierdie lewe waarin ons leef is onregverdig, soos die lewe van die psalmdigter. Want hierdie is 'n gebroke wêreld. Of dan soos Sam vir ons laasweek geleer het, dit is 'n wêreld vol mense met 'n sondige natuur. Of dan soos die psalmdigter dit mooi uitlê in vers 1, 'n wêreld met 'n ontroue nasie, mense wat bedrog pleeg, mense wat onreg pleeg. En hy roep dan tot God, sodat hy as regter sy maatstaf kan uithaal en kom sien presies wat hier op die aarde aangaan. Hy is immers alomteenwoordig, hy sien alles. En hy moet kom meet waar die mense is hier op aarde, waar hulle tekortskiet en hy moet regverdig oordeel. En omdat hy die volmaakte regter is sy uitspraak finaal. Dit is vas. Dit is waar. So waar soos wat hierdie kansel is, of gravitasie wanneer jy oor jou fiets vlieg, so waar is God se oordeel. Ons lees immers dan ook waar hy dan sê, en bevestig hoe waar God se oordeel is. U is immers die God by wie ek toevlug vind, toevlug soek. Want as God die volmaakte regter is wat hy is hy ook die volmaakte toevlug, die volmaakte stabiliteit. Want wat kan meer stabiel wees as 'n regter wat kan sê wat is, wat was en wat moet wees? Wat is meer solied as sy uitspraak? En daarom sê die teoloog Louis Berkhoff in sy slide is op verkeerde plek, waarheid is die selfkonsekwentheid van God se eie gees. Met ander woorde, wie God is wat waarheid veroorsaak, is wat waarheid is. God kan nie anders wees as om die bron van waarheid te wees nie. En ons weet dit want ons glo in 'n drie-enige God. Jesus Christus, die tweede persoon van die drie-eenheid, sê immer self vir ons, hy is die weg en die waarheid en die lewe, en dat niemand na die Vader toe kom behalwe deur hom nie. En die Heilige Gees leer Jesus vir ons later in daai selfde hoofstuk. Hy is die Gees van waarheid. Hy bly by ons en hy sal met ons wees. En daarom kan ons met sekerheid sê dat waarheid op sigself is persoonlik. Dit is gegrond in 'n persoon, in God. Dit klink vreemd om die oor in 'n wetenskaplike wêreld waar ons 'n maatstaf vir alles wil hê en eksperimente wil doen wat goed en reg is. Maar die Bybel leer vir ons dat alle waarheid in God gegrond is. Wat totaal sin maak as jy bietjie daar dink. Want hy het die wêreld geskep. Hy regeer steeds oor die wêreld. En hy is die regter wat daar sal besluit wat waar is en wat reg is. En ons het dan die wonderlike voorreg om in verhouding met hom te tree, in verbond met hom te tree, die God van waarheid. En dan laat hy toe dat daardie waarheid, sy waarheid, ons verander en ons heilig. Ons erken deur in verbond met hom te tree, dat ons nie in beheer is van waarheid nie, maar dat waarheid te vind is buite onsself,
buite ons harte, buite ons gedagtes. En omdat hierdie waarheid ook persoonlik is, gegrond is in 'n persoon, moet ons hierdie waarheid lief hê. Of dan soos die katekismes ons leer wanneer dit kom by die 9de verbond. Ons ken die 9de verbond, ons moenie 'n valse getuie lewer nie. Die katekisme vra wat eis die 9de gebod en die antwoord daarop is: ek mag teen niemand vals getuienis aflê, niemand se woorde verdraai nie 'n kwaadsteker of lasterer wees nie, niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie. Alle forme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwel se eie werke vermy, as ek nie die sware toring van God oor my wil bring nie. In regsaake en in alle ander handelinge moet ek die waarheid lief hê en opreg wees in wat ek sê en bely. My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder. Ons moet die waarheid lief hê. As ons sê ons het die waarheid lief, dan het ons God ook lief. En as ons sê ons het God lief, moet ons die waarheid lief hê. En ons moet die waarheid soek. En ons moet poog om hierdie wêreld te verstaan soos wat God dink. Waarom sê Herman Baving vir ons, waarheid is die ooreenstemming van die denke met die werklikheid van God se eie wese. Met ander woorde, nie wat ek en jy dink oor 'n saak nie. Nie hoe lank ek en jy dink iemand is nie. Nie hoe ons hierdie reis sou pak nie, maar hoe God sou pak. En dit is waarom die psalmdigter kan sê, God is sy vesting. Hy is die objektiewe gronding van alle feite. En daarom moet ons probeer om ons denke en ons emosies daarmee te laat oorstuur. Natuurlik kyk ons in 'n dowwe spieël vas, as ons dit doen. Maar ons mag nooit ophou soek na hierdie waarheid nie. Ons mag nooit in die struik val om waarheid te verdraai of om te probeer om waarheid self te skep, soos wat die wêreld dit probeer skep nie. Hierdie is veral moeilik as dit kom by ons eie foute en ons eie sondes. Dis maklik om na God te roep soos hierdie psalmdigter en te sê om die sondes van ander te oordeel. Maar dit is baie moeilik om te smeek wanneer dit ek en jy is wat sondig. En wanneer ons vir God moet vra om daardie sondes in ons uit te roei. As jy in 'n buiteegtelike verhouding is en jy bly in dieselfde huis met daardie persoon en alles wat daarmee saamgaan, beteken God se waarheid dat jy moet uittrek. Dit het letterlike materiële gevolge, dis ongerieflik. As jy in 'n besigheid is waar jy besig is met korrupte werkspraktyke of met bedrog, beteken dit dat jy moontlik skade gaan ly. Dit kan self die ondergang van jou besigheid beteken. Dit het implikasie op jou huishoudelike begroting, maar dis God se waarheid wat leiding moet gee. En as jy dalk nie jou kinders grootgemaak het volgens jou doopbelofte nie, en dan nie tans in 'n kerk is nie, bring dit groot hartseer as die persoonlike waarheid van God uitwys dat jy 'n fout begaan het. Die waarheid maak seer. Maar ons moet daardie waarheid wat seer hê lief hê, want dis die enigste stabiele vesting in hierdie wêreld. Die wêreld se valshede bring slegs valse hoop, valse stabiliteit. As ek vir myself jok, bring ek valse stabiliteit en daarom moet ons voortdurend agter God probeer dink en toelaat dat hy as regter ons verander en oordeel en vertrou dat hy daardie seer van die waarheid sal genees. Ons moet toelaat dat God se waarheid ons heilig. Hoe kan ons hierdie heiliging verstaan? Een beeld wat ek aan gedink het, is die beeld van 'n kombers. Al in die wintertydperk kan ons baie komberse gebruik en komberse is hoofsaaklik geweef. En ons moet die waarheid bestudeer soos as jy kyk na daardie geweefde kombers se weefsels. En as jy dit naby genoeg bestudeer en hard genoeg daarna dink, dan sien jy die handewerk van die persoon wat dit gemaak het. En hoeveel te meer sien jy dan nie die handewerk van God in jou en my lewe en in hierdie wêreld as jy soek na die waarheid nie. As jy toelaat dat hy vir jou verander, gaan jy sien hoe dit 'n effek het in jou lewe. En daarom by die refleksievraag wil ek vir hierdie eerste punt oor God wat 'n persoonlike vesting is, wil ek stil staan met die vraag,
waar in jou lewe moet jy God se waarheid meer lief hê as jou eie gemak? Kom ons raak stil. As ons vra wat is waarheid, dan weet ons waarheid is 'n persoonlike vesting. En waarheid is ook dit wat ons lei. Ons sien hierso in vers 3 dat die psalmdigter kom sê, stuur u lig in die waarheid. Die woorde, daar stuur u lig in die waarheid, laat dit my lei, my bring na die heilige berg, na u woning. Wanneer ons besef dat waarheid persoonlik is, en dat dit in die drie enige God gegrond is, kan ons besef dat God se waarheid ook ons lei. Dit is leidend, dit gee rigting. En dit is 'n vreemde ding om jou kop om te kry. Want as ek sê die kansel is hout, is dit 100% waar. Maar hierdie kansel, en die feit dat dit hout is, sê glad nie vir jou hoe om te lewe nie. Hoe kan waarheid dan vir ons sê wat ons moet doen? Of dalk anders gestel, God se waarheid is waar op 'n vlak wat dit nie net vir ons sê wat is nie, maar wat moet. Dink so daaroor. As jy in 'n hof moet gaan verskyn omdat iemand in jou vasgery het, jy het vanoggend hier uit die kerk gery in Gordon Road en jy tref iemand jou teen die kant en maandag jy in die hof. Dan sê die regter nie net, bepaal die regter nie net wat gebeur het nie. Hy maak nie net 'n uitspraak oor wat is nie. Hy sê ook wat moes gewees het en dan ook wat moet wees. Daardie persoon moes nie in jou vasry nie en hy moet vir jou herstel betaal. En daarom is God wat die regter is ook die een wie se waarheid ons lei. Net daai vers weer lees. Stuur u lig en die waarheid, laat dit my lei. My bring na u heilige berg, na u woning. Met ander woorde, God se waarheid wat gestuur word, vat ons ook iewers heen. Dit sê vir ons wat moet en dit neem ons na sy heilige woning toe. En dit sê verder vir ons dat ons ook daarin moet ingaan. Die volgende gedeelte, sodat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God wat my van blydskap laat jubel, en sodat ek, o God, my God, kan prys met 'n lier. Of anders gestel, God se waarheid heilig ons, verander ons tot so 'n mate dat dit moontlik is dat in sy heilige teenwoordigheid kan staan, dat kan staan voor die altaar waar Jesus homself vir ons sondes geoffer het. Dit wil sê dat God se waarheid vir ons gaan wys wat ons verkeerd doen, die foute wat ons maak, en dit gaan seer wees. Maar dit gaan ook vir ons soos 'n lig op ons pad wees, soos braads tydens load shedding, om vir ons te wys waartoe ons moet gaan. En ons kan nie, en ons mag nie, net in sak en as gaan sit en sleg voel oor hoe erg dit is en hoe ons verkeerd is en hoeveel sonde ons doen nie. Ons moet toelaat dat God se waarheid verandering in ons lewe bewerk. Verandering wat ooreenstem met die leidende waarheid van God. En dit gebeur slegs deur geloof. Geloof in Jesus Christus, die hoëpriester van die altaar in God se woning.
Deur geloof kan ons sien wat werklik waar is. Meer waar is hout, meer waar is gravitasie. En deur geloof vorm die Heilige Gees ons tot 'n beter lewe. En dan is die vraag, hoe gebeur dit? Die Heidelbergse Katekismus 21ste vraag help ons hiermee. Dit vraag oor ware geloof. En dit sê wat is ware geloof? En dit antwoord deur te sê 'n ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis waardeur ek alles wat in God se woord aan ons geopenbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk. Naamlik dat God nie net aan 'n ander nie, maar ook aan my uit loutere genade slegs op grond van verdienste van Christus vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Met ander woorde, geloof bewerkstellig twee goed in ons: 'n vaste kennis en 'n vaste vertroue. 'n Vasstaande kennis en 'n vaste vertroue. En ek dink dit beeld vir ons uit iets van hoe God se waarheid ons kop verander en hoe God se waarheid ons hart verander. Want God se waarheid kom van buite onsself af. So eerstens kan ons dit nie vind in ons kop nie, ons kan dit nie vind in ons hart nie. Dit moet van buite afkom en vir ons kom wys hoe ons emosies moet lyk en hoe ons denke moet lyk. Dit moet ons hele wese belyn met God se waarheid. En ons moet toelaat dat ons harte en ons koppe voor God buig. En ja, sommige gaan meer sukkel met die een. Party gaan meer sukkel om hulle denke onder God se waarheid te stel en ander gaan meer sukkel om hulle emosies onder God se waarheid te stel. Maar elkeen moet toelaat dat albei onder God se heerskappy is. En dit is moeilik, want ons emosies en die mens se wil is baie sterk. Hier's 'n beeld om daaraan te dink. In 'n huwelik kom hierdie twee kante baie sterk uit. Die stereotypiese huweliksgeveg wat jy omtrent in elke beradingssessie sal hoor, is die man sê vir die vrou, jy luister nie na wat ek sê nie. En die vrou sê, jy hoor nie hoe ek voel nie. En laat die vrou nou vir haar man sê om sy gedagtes te verander, om sy mind te verander. Of die man vir sy vrou sê om haar emosies te verander, dan is die vet in die vuur. Want hierdie vorm diep deel van ons. Maar God kom eis nog meer as dit van ons. Hy kom verwag dat albei verander. Jou hart en gedagtes moet buig voor die koning, sodat jy 'n vasstaande kennis kan kry en 'n vaste vertroue van sy waarheid vir jou. Hoe moet dit lyk? Jy moet jou gedagtes aanpas by God se waarheid. As God sê dat dit goed is om jou ouers te gehoorsaam, is dit waar. Selfs al stem jy nie saam met wat hulle sê nie, selfs al is hulle verkeerd. Soos wat elkeen van ons aan die Godgegewe autoriteite in ons lewe onderdanig moet wees. En as God vir jou sê dat jy 'n wrok van 30 jaar teen 'n vorige vriendin moet vergewe, dan is dit waar. Selfs al is jy kwaad, selfs al is daar seer in jou helf, en selfs al dink sy haar ma se pannekoekresep is beter as joune. Soos wat elkeen van ons ook, die moet vergewe wat teen ons sondes. En hoor mooi wat ek sê, ek probeer nie sê dat denke of emosies nie belangrik is, of dat ons soos dooie robots gehoorsaam moet wees aan God nie. Maar terselfdertyd moet elkeen van ons beheer oorgee aan God, sodat sy waarheid ons kan lei. Jy kan immers nie gelei word as jy nie volg nie. En jy sal ook nie die veiligheid en die stabiliteit van 'n kasteel kan beleef as jy besig is om 'n modderrit langs die kasteel te bou nie. En eerlikwaar, wat hierdie proses nog erger maak, is dat harte en gedagtes soms gelyk moet verander. As jou kind se skool of jou bel en sê dat jou kind ongehoorsaam is, nooit sy of haar huiswerk doen nie, en jou reaksie is, dit kan nie wees nie, my kind is 'n engeltjie. En ek het hom of haar nie so groot gemaak nie. Dan sê dit, nee mevrou, dit blyklik nie. Jou hart en gedagtes verstaan nie die waarheid nie.
Die waarheid is dat jy hoogstwaarskynlik nie so goeie werk gedoen het soos jy gedink het en soos jy gevoel het nie. En dit help nie as jy jou mind opgemaak het net omdat jy passievol daaroor voel nie. Of dalk 'n voorbeeld wat nog dieper sny. As jy jou werk verloor en jy is bang, maar jy weet dat God sal voorsien. Nie altyd op die manier wat jy verkies nie, maar dit is wat hy beloof. Miskien moet jy kerk toe kom en vra vir hulp in die oorgangstyd. Miskien moet jy jou ego laat gaan en 'n werk vat wat jy voel benede jou is. Miskien moet jy na 'n kleiner reis toe trek of self na 'n ander dorp of stad. En dit beteken dat daardie emosies van vrees nie jou lewe hoef te oorheers nie. En jou gedagtes oor wat jy dink moet gebeur, hoef nie te heers nie. En ja, dit is nie altyd maklik nie, inteendeel, ek sal sê dit is meestal moeilik en meestal seer, maar dit is ook meestal, indien nie altyd, nodig. En om teen God se waarheid te veg, is dood eenvoudig nutteloos. Dis soos iemand wat in 'n muur vasry en dan uit sy kar uitspring en vra, hoekom het jy voor my ingedraai? Daarom gaan ek gou 'n oomblik gee vir die onderste refleksievraag. Waar sukkel jy om leiding oor te gee? Jou hart of jou kop? Kom ons raak stil. Soos die vraag vra oor wat waar is, en sien ons waarheid is 'n persoonlike vesting wat vir ons lei en ook wat vir ons hoop gee. Die laaste punt is dat waarheid, die persoonlike waarheid, ons ook hoop gee. Psalmdigter skryf in vers 5 en vra vir sy siel, waarom kwyn jy weg my siel en is jy so onrustig? En dan sê hy vir sy siel, hoop op God. Want ek sal hom, my God, weer dank vir die verlossing wat hy, my God, deur sy teenwoordigheid bring. Hierdie psalmdigter beveel sy siel om te hoop. Want God is wie hy is en laat toe dat God hierdie hoop in hom werk. Hoekom? Want God se waarheid is waar, ongeag ons wanhoop. En dit is nie net waar soos hierdie kansel of die boom in die parkeerterrein waarin jy vasgery het nie. Dis meer waar as dit. Dit is lydend. En wanneer jou hart en kop voor God se waarheid buig, wanneer jy toelaat dat hy jou heilig deur sy waarheid bring, dit hoop. Hoop vir die hiernamaals wanneer alles sal herstel, wanneer God elke traan afdroog, maar ook hoop vir vandag in hierdie gebroke sondige wêreld. En hierdie is hoekom ons elke Sondag hier by mekaar kom. Ons kom by mekaar om hierdie gebed van Jesus te vervul in Johannes 17 vers 17. Heilig hulle deur die waarheid, u woorde is die waarheid. Ons bely elke Sondag met ons dade as ons hier kerk toe kom, hoe belangrik God se waarheid vir ons is en ons getuig daardeur van die hoop wat dit in ons bewerkstellig. Die feit dat die wind en weer daar buite erg is, sommige van julle sal sê, die Transvaalers verstaan nog nie erge wind nie, so ek gee dit nog 'n kans, is genoeg rede om menigte by die huis te hou. Maar dat ons deur dit stap en hiernatoe kom is 'n lewende getuienis daarvan, dat ons God se waarheid vir ons belangrik is, dat dit vir ons waardevol is, dat dit vir ons hoop gee. En daarom kom ons nie net by mekaar en praat oor ons week nie, ons kom by mekaar en lees stukke uit die Bybel. En in 'n wêreld soos hierdie,
wat 'n baie TikTok wêreld is of 'n wêreld waar mense net kort goedjies sê en waar sommige plekke net 'n vers of twee lees en 'n hele storie daarvan maak, kom doen ons nie moeite op 'n Sondag hier om volle stukke uit die Bybel te lees. Ons wil meer as net 'n vers inneem want ons wil die volle waarheid hoor. Ons wil die diepte van God se waarheid verstaan en ons wil daaroor nadink. En daarom dan ook stel ons predikante aan. Mense wat hulle lewe moet wy daaraan om die woord van God te bestudeer sodat ons Sondag vir Sondag by mekaar kan kom en ons 30 minute daar kan praat en ja, ons doen nie noodwendig die beste werk nie. En elke Sondag is nie noodwendig goed nie. Party Sondae is langdradig, ander is te kort. Partykeer sit ons die pot mis en alles wat daarmee saamgaan. En partykeer werk die rekenaar nie en wat ook al nog kan verkeerd loop. Maar het jy al ingedink hoe vreemde ding dit is dat ons met ons dade getuig daaraan om iemand aan te stel dat ons bereid is om hulle lewenskoste te dek vir 'n hele maand. Daar's mense wat aan die einde van die maand hulle hardverdiende geld vat en in 'n ekonomie soos hierdie die geld kan toeskuif met 'n dieselprys soos hierdie maak dit seer om dit te doen. En hulle kom gee hulle geld vir die kerk boonop die 10de sodat daar 'n mens op die kansel kan staan. Sodat iemand kan kom getuig van die hoop wat ons te vind het in hierdie woord. En hierdie probeer ek nie, verstaan my mooi, 'n preek om lewer oor finansies nie. Ek kom probeer sê ons moet sien hoe wonderlik dit is. Dat sy in 'n realiteit kan leef waar God se hoop so werklik is, so waar is, dat mense dele van hulle self opoffer om dit reg te kry. En daarom noem ons ook die woord van God in ons gereformeerde tradisie 'n middel van genade. Iets waardeur God genade vir ons gee. En die rede daarvoor is dat ons as gemeenskap van gelowiges verstaan wat die impak van hierdie woord en hierdie waarheid in ons lewens is. Hierdie Bybel wat ons in ons hande kan vashou, dit wat ons geërf het by ons vorige geslagte, is 'n middel waardeur God geloof in ons harte kom werk. Paulus sê dit self vir ons in Romeine 10 vers 17. Die geloof kom dus uit die aanhoor en die aanhoor kom deur die verkondiging van Christus. En daarop bely ons ook in ons Nederlandse geloofsbelijdenis, ons glo dat hierdie ware geloof in die mens voortgebring word deur die hoor van die woord van God en deur die werking van die Heilige Gees. Dat die geloof hom wedergebore laat word en tot 'n nuwe mens maak, om 'n nuwe lewe laat lei en hom van die verslawing van die sonde bevry. Is dit nie wonderlik om te weet dat die waarheid van God dit kan doen nie? Die woord van God ons kan losmaak nie. En daarop in ons Duitse leer ons ook dat die alwyse God dit tot 'n saad van die wedergeboorte en tot voedsel vir die siel bestem. Hierdie middel van genade, hierdie woord van God kom luister ons elke Sondag en ons laat toe dat dit vir ons lei, dat dit ons tot geloof bring, dat dit ons red en dat dit ons siel voed. En daarom moet ons gereeld saamkom as 'n gemeenskap om te hoor wat God vir ons wil sê. Ons moet gereeld hierdie genade kom opsoek. En ja, dit is fantasties as jy dalk God beleef in die natuur, hier in die helder berge of by die see, of as jy die naweek in die Karoo gaan spandeer en die stilte laat jou iets verstaan van God. Maar die lewende God wat die hemel en die aarde geskep het homself kon bind tot 'n woord. Hy het sy waarheid kom vasmaak en op skrif gestel en dit in my en jou hande gesit. En daarom dan moet ons hier by mekaar kom en daagliks nadink oor God se woord. En hierdeur wil ek weer eens sê, ek kom preek nie oor hoe vol of leeg die kerk vanoggend is en hoe dit oor 'n lang naweek moet lyk nie. Ek probeer om vir ons te sê dat ons moet sien en besef al hoe meer hoe hierdie genade vir ons gegee word. En hoe ons nie moet toelaat dat die wêreld ons mislei nie, dat die wêreld ons aandag trek, dat die TikTok-era ons keer om by die genade van God uit te kom nie. Verbeel jouself, of hoe verstaan hierdie volgende beeld, verbeel jouself, jy is in 'n hospitaal na 'n groot ongeluk. Medies betaal alles. En wanneer hulle op 'n skinkbord vir die kos bring, dan staan jy op met jou drip, en jy stap af in die kombuis, en jy gaan probeer vir jouself kos maak.
Om jy uur lank uit jou hospitaalbed wees om kos te maak. Ja, en in die hospitaal se kos is nie die beste nie. Ek seker daar's baie getuienis in die gemeente wat sal sê dat hulle al slegte kos in 'n hospitaal geëet het en aan die bed ongemaklik is. Maar ons kan saamstem dat dit 'n redelike verwerping van God se genade sal wees as jy alles op jou eie probeer doen. En daarom dan skryf Paulus vir ons in Hebreërs hierdie volgende woorde: Laat ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sodat ons eie samekoms sonder om ons eie samekoms te verwaarloos. So sommige se gewoonte is, laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer nog na mate julle die dag sien naderkom. My vraag is, hoe lyk dit prakties? As die wêreld onstabiel is, fokus op God. As iemand by jou inbreek, of as jou vriende jou in die rug steek, of as die wêreld onregverdig voel, gaan skuil by die persoonlike waarheid, die stabiele waarheid, by God. Laat hy jou beskerm en jou ook leer van wat moet wees. En daardeur kan jy weet dat daar hoop is vir die wat leef in God se waarheid. Hoop wat die wêreld nooit sal verstaan nie, want hulle aanvaar nie vir God nie. Hoop wat persoonlik is, wat jou siel voed, wat 'n herder is vir jou soos geen ander nie. En moenie toelaat dat die wêreld jou aandag daarvan aftrek nie. My finale refleksievraag is, waar in jou lewe kort jy meer hoop? Ons dink 'n bietjie daaroor na. Ons het vandag nagedink oor die betekenis van waarheid aan die hand van Psalm 43. Ons het gesien dat waarheid nie 'n menslike ontdekking is nie, maar 'n goddelike geskenk. Dit is 'n vesting wat ons teen 'n korrupte wêreld beskerm, 'n gids wat ons uit ons eie blindheid lei, 'n bron van hoop wat ons bewende harte standvastig maak. Waarheid is 'n persoonlike vesting want ons verstaan daarvan is gegrond in God self. Daardeur gee hy ook van ons sekerheid en veiligheid. Waarheid lei ons van God se waarheid, leer ons hoe ons moet lewe. En dit gee vir ons hoop, omdat dit ons siel en ons geloof, omdat dit ons siel voed en geloof in ons bewerk. Kom ons sluit die oë. Dankie Here vir die wonderlike voorreg om die volgende by mekaar te kan wees. Dankie ook dat in die wind en weer die gemeenskap van gelowiges kan voel. Kom vra dat U ook die boodskap sal tydsbring in die lewe van elkeen wat hier sit, dat ons saam as gemeente ook sal toelaat dat die waarheid ons verander en vernuwe. Ons bid dit nie uit verdienste nie, maar alleen uit U groot en heilige naam. Amen. Ons gaan nou reageer op die skrifverkondiging deur vers 1 en 4 saam te sing van aanbiddelike God, die enig op die wysie van U goedheid Heer, wat ons ook vroeër gesing het. En daarna gaan ek vra dat die dankoffers opgeneem word. Kom ons sing dit sittend. Liefde is ons hier verenig.
in sy volkome klaarheid, gee lig wat op die pad ons lei. Deur duister nagte, helder dae, is U die gids van ons geloof. Ewig ons na U welbehaag. Laat ons beleef wat U beloof. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat ons uit U oorvloedige hand mag gee. Ons bring hierdie dankoffers as tekens van ons liefde en erkenning dat alles aan U behoort. Ons bid dat U hierdie gawes sal seën en gebruik tot uitbreiding van U koninkryk. Mag dit help om U naam te eer en mense na U toe te lei. Ons wy onsself ook opnuut na U toe. Nie net ons geld nie, maar ons hele lewe. Dankie vir die troue sorg en genade elke dag. In Jesus se naam, amen. Gaan vinnig probeer om deur die familienuus te blaai, daarso gaan hy. Ek dink ek het 'n ding uitgelos op die familienuus wat baie belangrik is. So ek gaan eers by dit stil staan. Ons het hierdie week kerkraadsvergadering. So ek vra dat julle almal ook daarvoor sal bid. Dit sal Dinsdag aand wees. Verder van hier af is net vanoggend se slide. Ek breek nog steeds. Ek sal net vinnig noem, daar's nie kategese vanoggend nie, dit is lang naweek, vanoggend se deurkollekte is Wasp Vision. En dan ook is daar 'n advertensie rondom Pinkster. Wat natuurlik na Hemelvaart is die 17de tot 20ste Mei. Ons koffie vandag na die diens en met Pinkster vir ons ook sop. My blaai vermoë is glad nie daar nie. En dan ook net, julle sal in die blaadjies sien, daar's ook 'n tema wat sê ontmoet verander, kerkradslig vir barmhartigheid. En daar's ook 'n save the date, ek het nie die kampdatum nie. En dan baie belangrik is, hoe kan jy help in 2026? Ek wil daarop ook sê, as daar iemand is, kerkraad mag my dalk Dinsdag oor die vingers stik, maar as daar iemand is wat kennis dra van tegnologie wat dalk wil help en van ons uitdagings, kontak vir my of vir Ertrus is daar so voor, sy's in eredienste, val onder haar portefeulje, kontak ook gerus vir Sam, of natuurlik enigiets anders. So die lys daar, kollekte, mis nie nodig om terug te gaan nie, kollekte, teeskink, kategese, enigiets anders. So enigiets anders is waar jy ook dink jy kan betrokke raak,
kontak gerus vir ons. Daar's die datum van die kamp, 18 tot 20 September, die almal moet saamkom, want ek het nog nooit in die Kaap gekamp nie. So ek het baie hulp nodig en natuurlik die kaggelhout, vir ons wat kaggel het, en dan ons WhatsApp groep, wat ek vinnig ook gaan aankom in die sosiale media wat behartig word. Ons sluit af met die bekende Praat ek mense Engletale, waar ons ook gaan sing oor God se waarheid. Dan gaan ek uitstuur met 'n seën en dan sluit ons af. In plaas van die amen sing ons die Onse Vader, dan ook as die uitstuurlied. So kom ons staan en dan sing ons Praat ek mense Engletale. Gaan leef in en deur die waarheid van die drie-enige God. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees met elkeen van julle wees tot in alle ewigheid. Amen.